Dierbare kruiskykers, baie dankie dat ek weer 'n keer by u kan kuier in die huis en die weer 'n keer aan my kan luister en ek vertrou u vind dit leersaam dat u nie elke keer as Skype die skerm kom sommer die televisie afskakel nie. Ek vertrou dit. En ek vertrou dat u iets kon leer. Ek het nou by die laaste aanbieding oor hierdie saak van gebed. Daarna gaan ons weer aangaan met geestelike oorlogvoering en hoe mense dit doen, hoe dit werk en wat dit als inhou. Maar tot dan toe wil ek vandag afsluit met 'n baie belangrike saak. En ek het dit genoem ergens in een van die dae se leringe. Daar's 3 posisies van 'n kind van die Here. Die een is die slaaf, en een is die diensknegt, en die een is die erfgenaam. Jy weet, die Here gee aan Elia opdrag in 1 Konings 19 vers 16. Hy sê, ek wil hê jy moet verskillende mense gaan salf oor Israel as koning en Juda. Hy sê, maar gaan salf Elisa as 'n profeet in jou plek. En hier kom Elia by Elisa in die 19de hoofstuk. En hy kom werp sy mantel oor Elisa. En hy vat sy mantel weer terug en hy stap aan. Elisa was op daardie oomblik besig om te ploeg met 12 paar osse voor hom, sê die woord. Of hy met 12 paar osse geploeg het, want hy sê, hy het eintlik met die 2 paar osse wat voor hom was, het hy geslag. En toe dit goed die hout gebruik van die ploeg en dies meer, en die skeie en dies meer, vuur gemaak en hy bees gekook en vir die mense gegee om te eet. So ek aanvaar, daar was daar 6 ouens wat geploeg het, elkeen met 'n paar osse, want 'n mens ploeg ook nie met 12 paar osse, dit is 'n bietjie sterk vir een skaar ploegie. Maar weet jy, terwyl hy geploeg het, was Elisa eintlik maar net 'n slaaf. 'n Slaaf van die lewe, 'n slaaf van oorlewing. Hy het geploeg om te plant, om te kan lewe. En so baie dierbare kinders van die Here is in daai slawerny vasgevang. Hy's gered, ja, en hy gaan kerk toe, sy naam is in die kerkregister geskrywe, en hy gee elke maand sy 10de, en hy's 'n baie voorbeeldige mens, ry 'n mooi skoon kar, elke keer skoon by die kerk aankom, pragtige mense, maar eintlik nog net in die slawerny posisie. Hy werk net om te oorleef, hy leef net om te werk, om te leef, om te oorwerk, om te werk, om te oorleef. En so gaan sy lewe van dag na dag aan, 8 tot 5, en elke aand by die huis kom, hy skop sy skoene uit, is moeg, moet iemand van 'n koppie koffie bring, en sy voete 'n bietjie was in sout water, en dan sit die TV aan, hy drink sy koppie koffie, party van hulle steek sommer 'n pyp ook aan om te rook, of 'n sigaretjie, sit lekker agteroor, en nou eers rustig word vir die televisie, en die sepies kyk, môre gaan hy weer agter die werk toe, en dit is eintlik die lewe van 'n slaaf. Maar weet jy toe, Elia sy mantel oor Elisa gooi, toe besluit Elisa net daar, ek is nou klaar met hierdie slawerny. En hy sê vir Elia, ek wil net my ouers gaan soen. En Elia sê vir man, wat het ek aan jou gedoen? Wat het ek met jou te doen? Maar Elisa besef, hierdie mantel van Elia op sy skouers het iets beteken. Maar weet jy, ten spyte daarvan, dat hierdie mantel van Elia op sy skouers gekom het, het dit nie van hom 'n profeet gemaak nie. Wat gebeur het, toe daardie mantel in die 19de vers van 1 Koning 19 op Elia se skouers kom, toe maak dit hom los van die slawerny, en hy slag sy osse, en hy volg Elia, en Elisa word Elia se diensknegt. Weet jy wat gebeur, wanneer die Gees van die Here jou vir die eerste keer in jou lewe oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die dag wat jy besluit neem, ek wil die Here dien. Ek wil 'n besluit neem, ek is nie net 'n kerklidmaat nie, ek is nie net 'n slaaf van die lewe nie, ek wil 'n diensknegt word van die Here. Ek wil my hart en my lewe vir die Here gee. Dis die dag wanneer die Gees van God, soos die mantel van Elia op Elisa se skouers kom, so kom die mantel van die Here op jou skouer. Weet jy, die Here wys my hierdie saak een oggend vroeg, ek het gebid hier so by 3 uur, en ek vra, Vader, as dit moontlik is, ek wil die mantel van Jesus oor my skouers kry. En onmiddellik toe dit kom, toe kom hierdie gedeelte van die woord, en ek glo dis hoe die Here my aandag daarop gevestig het, dat die mantel van Elia
op Elisa se skouers het nie van hom 'n profeet gemaak nie. Het hom net losgemaak eers van slawerny. Losgemaak van die ploery, losgemaak van die osse. Hy het sommer die osse geslag en gekook en gaar gemaak met die skeye en die ploeg en dis meer vuur gemaak en hy osse gaar gemaak en vir die ander mense gegee. En gesê, ek is klaar daarmee, ek brand hom af, ek brand my ou lewe af, ek brand die slawerny af, ek kan nie weer terugkom om te kom ploeg nie, ek kan nie weer teruggaan om te gaan slaaf word nie, ek wil nie meer daar wees nie, ek wil nou 'n diensknegt word. Klaar met slawerny. En die dag wanneer die Gees van die Here jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dis daardie dag wat die Here jou wil losmaak van daai slawerny. Baie mense is slawe, nie net van werkroetine nie, maar slawe van lelike gewoontes. Ek kan nou vir jou 'n lys van die goed opnoem, dan dink jy nee, hierdie ou preek nou 'n lys van sondes. Maar dit is baie goed dat mense slawe van is, gesindhede, maniere van optree, partykeer onbeskof te wees en lelik te wees en manipulerend te wees en diktatorskap in huise, waar die man die vrou onder diktatorskap hou en die arme ou vroutjie is te bang om haar mond oop te maak want dit is so, dis 'n slawerny, dis 'n slawerny. Maar die Here wil deur sy mantel op jou skouers te gooi, jou losmaak van daai slawerny en jou 'n diensknegt maak van die Allerhoogste. Dis wonderlik. En die goed gebeur hoor, as die Here se Gees jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en jy besluit ek wil die Here dien, dan word jy 'n diensknegt van die Here. En daai slawerny, niemand hoef jou te sê moenie meer vloek nie, moenie meer so drink nie, moenie daai stinkgoed so rook nie, moenie jou vrou vloek nie, moenie jou kinders so verniel nie. As jy werklik besluit word 'n diensknegt van die Here, dit verander van self, van binnekant af kom die verandering, wat jy sê, dit pas nie by my nie. Ek is nie meer 'n slaaf nie. Ek is 'n diensknegt van die Allerhoogste. Dan los jy die goed self, dit val van self jou af. Maar nou hier loop Elia en Elisa gaan aan en Elisa het nou sy bees geslag en die goed gekook en geëet. En hy besluit nou gaan hy volg agter Elia aan. Hy sê diensknegt. En Elia doen steeds wonderwerke en Elisa is verwonder oor al die dinge wat gebeur. Hy is verwonderd oor die kragtige dinge wat Elia doen. En hy het maar saamgestap. En toe op 'n dag, toe loop hulle by 'n profeteskool verby. En die profeteskool sê, die profete sê vir Elisa, het jy geweet jou Heer gaan vandag van jou weggeneem word? Het jy geweet hy gaan vandag weggeneem word? En hy sê 'n paar keer, en hy sê man, los my uit, ek weet dit, los my uit. En Elia probeer vir Elisa afskud. Hy sê man, wil jy nie 'n bietjie hier vertoef nie, ek moet nou eers bietjie die kant toe gaan, ek wil wegkom van jou af. Hy toets hom om te kyk hoe betroubaar en hoe getrou is hy. 'n Hele paar keer probeer Elia vir Elisa afskud. Dat hy toets hom eintlik om te kyk of wil hy nie maar weggaan nie, wil hy regtig by my bly. En Elisa sê, so waar is die Here lewe, ek en my siel is aan u verkleef, ek sal u nie verlaat nie, ek bly by u, ek gee nie om wat gaan gebeur nie, ek gaan by u bly, ek gaan nie weg nie. Ek bly net hier, ek loop saam met u. En weet jy, die Here toets, voor 'n mens by daai profetiese plek kom, toets die Here mense om te kyk hoe betroubaar is hy. Want jy weet, om daardie gesag aan iemand toe te staan, wat 'n woord spreek en dit gebeur, en daai persoon het 'n swak plek in sy lewe, swak plek in sy karakter, en hy sit met gesag van daardie aard, om te kan bepaal wat môre gaan gebeur, dan is dit baie moontlik dat hy dit verkeerd kan gebruik. En dit sal katastrofies wees, as iemand met gesag, daardie gesag verkeerd sou gebruik. So hier probeer Elisa afskud as 'n wyse van om te toets, of hy reg is vir dit. Maar weet jy wat gebeur? In 2 Konings, 2de hoofstuk, sien ek daar, dat Elia, daar kom 'n wa, vurige wa en vurige perde, wat kom, en hulle voer Elia weg in die lug in. Maar sy mantel val op die grond. En weet jy, toe Elisa daai mantel optel, toe hy buig en die mantel optel, toe kom daardie bediening van Elia op hom. Elisa het gesê, my Heer, ek vra 'n dubbele mate van die Gees wat op u is. En weet jy, Elisa het presies 2 keer soveel wonderwerke gaan doen as Elia. Iemand mag gaan opmerk in die Bybel dit gaan lees. Maar weet jy,
toe hy daai mantel optel. Toe daai gedeelte in die woord van die Here lees, toe hy hom optel, toe gaan iets binne in my gees oop en sê, Here, ek wil dit doen. Ek wil die mantel van ek voel nou hier waar ek staan, hoe die teenwoordigheid van die Here is. Die Here soek iemand wat die mantel van Jesus wil optel. Nie die mantel van 'n kerk nie, nie die mantel van 'n pastoor nie. Ek het al my baadjie om mense gehang en gesê, ek gee my bediening vir jou, maar daar het niks van gebeur nie. Ek het al ander pastore gesien wat sê baadjie oor mense gooi, dan slaan hulle neer. En dan bly hulle maar dieselfde. Ek wil nie dit hê nie. Ek wil nie minerwales en kaperjolle hê nie. Ek soek egtheid. Ek sê, Here, ek soek daardie mantel. En hy sê vir my in Engels, if you want it, pick it up. En toe die Here met my praat oor daai ding, pick it up, toe besef ek, dis in my bereik, ek kan dit vat. Jy kan dit vat. As jy by daai plek kom waar jy deur God getoets was en betroubaar gevind is, en die Here jou sien as 'n betroubare, hy het alles probeer om jou afgeskit te kry, maar jy sê, Here, so waar is my siel lewe en u lewe? Ek gaan nie weg nie, ek gaan nie omdraai nie, ek gaan aan. En dit was besluit wat ek geneem het. Ek gaan nie omdraai nie, ek gaan aan. Al gaan ek waarheen, ek weet nie waar gaan die Here met my heen nie, maar ek gaan dit doen. Ek gaan die mantel van Jesus optel. I'm going to pick it up. Want die Here praat met my Engels, as hy met my praat, vir geen verstaanbare rede nie. Maar hy sê, if you want it, pick it up. En ek kan vandag vir jou ook sê, as jy by die plek kom, wat jy al gevind het, die Here het jou getoets. Hy het al probeer om jou uit te skuif, hy het al probeer om omstandighede in jou pad te sit. Moenie dit doen nie, maak so. En dit lyk nie vir jou in lyn met die woord van God nie, jy bly maar by die Here, jy bly maar by die woord. En God jou betroubaar gevind het, kan ek vir jou sê, pick it up. Ek net vir jou een ding sê, paar dinge eintlik. Jy kan nie 'n profeet en 'n slaaf gelyktydig wees nie. Jy kan nie 'n slaaf en 'n diensknegt gelyktydig wees nie. Efesiërs 6:14 weer 'n keer. Word kragtig in die Here. Groei in statuur. Groei in jou verhouding met die Here. Man, dis die mikpunt. Dis waar die Here ons wil heenvat. Dis waaroor hierdie leringe van gebed gegaan het vir 'n paar weke al. Om jou te kry by die plek wat jy kan sê, Here, I want to pick it up. Ek wil die mantel van Jesus optel. Daar is seker dinge wat in die woord van die Here staan, en dis waarheid. God se woord kan nie verander nie. As dit daar staan en jy glo die woord, dan sal die dinge met jou gebeur. Want weet jy dat, daar's dinge wat in die woord van die Here staan, wat baie keer mense deur leerstelling so mis, en so verwydering gebring het, deur leerstelling en dogmatiek en al die goed, wat soveel skade gebring het in die werk van die Here. En daarom, ek praat nie vir 'n spesifieke kerk nie. Ek is self groot gedoop. Ek is gedoop met die Heilige Gees, want staan in die woord van die Here, en ek is nie skaam om dit te sê en te verkondig nie, want dit is vir my die waarheid, dit is God se woord. Maar ek wil vandag vir u sê, as die Here 'n plan met jou het, dan sal jy daarby uitkom. Niks gaan jou afsit nie. En ons moet dit verstaan. Ons kan nie 'n profeet en 'n slaaf gelyktydig wees nie. Ons kan nie 'n slaaf en 'n diensknegt gelyktydig wees nie. Ons moet groei in die dinge van die Here, soos Efesiërs 6:10 sê, word kragtig in die Here. Die woord word beteken ons moet groei in dit, nie. En man, ek glo dat hier vandag mense wat na hierdie uitsending luister, of die afgelope paar weke geluister het, dat God met jou gepraat het, nie om 'n profeet of 'n dokter of 'n pastoor of 'n dominee te word nie, maar om gehoorsaam te word aan die Here. Jy het nie 'n titel nodig om iets vir God gedoen te kry nie. Jy het nie 'n graad nodig om vir God iets gedoen te kry nie. En ek het geen probleem met mense wat geleer is nie. Ek het respek vir mense met 'n doktorsgraad. Dis pragtig. Dis wonderlik. Ek eer u daarvoor en ek prys u vir u desingsvermoë om dit te kon regkry. Maar weet u, dis nie die ding wat die krag van God in jou lewe bring nie. Die verhouding met die Here. Die verhouding met die Here wat jy kan wegvat van slaaf af na diensknegt toe. Wat jy kan vat van diensknegt af na erfgenaam toe. Want dis wat dit is om die profeet te word, is om daai erfenis wat God vir ons gegee het in besit te kan neem. Want weet jy, Elisa het eintlik Elia se bediening geërf, 'n dubbele mate van dit. En die woord van die Here sê, ons
is kinders van God. En as 'n kind van God, is ons erfgename van God, saam met Jesus Christus. Dieselfde mantel wat Elia gehad het, het op Elisa gekom, toe Elisa hom optel. Toe hy die mantel optel, en die rol op soos Elia gemaak het, want Elia het net voor die mantel gevat, op die rivier geslaan en gesê, maak oop, en toe stap hy op droë grond deur. En Elisa tel hy mantel op, en hy wil hom toets, hy gaan kyk of dit werk. Hy vat dieselfde mantel, rol hom ook op, en hy slaan op die water, hy sê, waar is die God van Elia? Ja, waar is hy? Toe hy dit sê, en die mantel op die water slaan, toe gestop die rivier. Hy droog op, en maak van 'n pad op droë grond die rivier. Mense, luister, as ons by daardie plek kan kom, waar ons 'n profetiese woord kan kry, waar ons nie meer slaaf is nie, nie meer diensknegt is nie, maar erfgenaam, die krag van God in ons lewe is. Dit gaan herlewing bring in die kerk, ongeag of jy nou 'n prediker is of nie 'n prediker is nie. Die persoon wat daardie mantel gaan optel, gaan herlewing in sy eie huis bring, herlewing in sy familie bring, herlewing in sy gemeenskap bring, en waarskynlik herlewing in sy kerk bring, want daar gaan die bediening van krag en van heerlikheid deurbreek. Wonder wie sien kans om te doen wat Elisa gedoen het, om te sê, niks gaan my afsit nie, niks gaan my keer nie, ek gaan deurbid, ek gaan deurbreek, ek gaan aanhou. Ek het reeds die mantel van Elia op my skouers gekry, die mantel van die Heilige Gees, toe hy my oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel, tot 'n bekering gekom het. Daardie mantel is reeds op my skouer. Ek stap nou saam met die Here. Ek stap saam as 'n diensknegt, maar ek wil by 'n plek kom waar ek nie meer net diensknegt gaan wees nie. Ek wil die erfdeel in besit neem. Daardie volheid waar ek in gegroei het volgens Efesiërs 6, die 10de vers, word kragtig in die Here. Ek wil daar kom. Ek wil my erfdeel hê. Ek wil in besit neem. Ek wil instap in. Mense, hoor vanmôre die woord van die Here. As jy bereid is om vas te staan en niks jou gaan afskakel en afsit nie, dan sal jy daar kom. Jy kan daar kom. Kom net weg van die slawerny. Word 'n diensknegt van die Here. En as jy 'n diensknegt is, word betroubaar gevind. As jy betroubaar gevind is, dan pick it up. Tel op die mantel van Jesus Christus op. Dan gaan jy dieselfde dinge doen wat hy gedoen het, en groter dinge as dit. Soos Elisa 2 keer soveel wonderwerke as Elia gedoen het, soveel gaan ons meer wonderwerke doen as wat Jesus gedoen het, want hy was beperk om dit in 3 jaar te doen. Ons het dalk nog 20, 30 of 100 jaar oor voordat hy weer gaan terugkom. Ons nog baie meer tyd. Ons kan baie meer doen. Ons kan meer doen as wat ons gedoen het. Ons is nie daar om te ontvang nie. Ons moet begin doen en begin gee met die mantel van Jesus opgetel in ons hand. En jy weet dat die krag van God is binne in my. Die krag van God is binne in jou. You can do it. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Met die krag van die Here in jou kan jy dit doen. En ek vertrou dat jy hierdie kort lering van vandag ter harte gaan neem en jy mantel gaan optel en die werk gaan doen wat God jou voor aangestel het in Johannes 15, die 16de vers, om vrug te gaan dra. Die vrede van die Here gaan met u. Halleluja. Het jy al ooit gewonder oor wat dit prakties beteken om van Jesus Christus te getuig? In die program Tydloos wil ons graag kyk na wat dit beteken om Jesus te volg in 'n tyd soos hierdie. Ons wil graag met hierdie program alle gelowiges inspireer om te gee en met deernis uit te reik na hulle wat dit so nodig het.
Onthou, die evangelie van Christus is die goeie nuus wat vir alle geslagte tydloos